Christo het gisteraand so bietjie aan dit geraak. En soos in die Engelsman sê, that's my cup of tea. As ons net kan verstaan, dit gaan oor verhouding. Ja, amen. Het gaan oor verhouding. En om te besef, wie is hy, wie in ons woon? Want as ek en jy werklik, maar ek bedoel, werklik besef, wie is hy, wie in ons woon? Joh man, dit sal ons lewe soveel verander. Om te dink, dat hierdie skepper van hemel en aarde, hy wie die heelal in die holte van sy hand hou, het gesê, ek wil met jou verhouding hê, maar hy het besef, lang afstand verhoudings werk. En hy het ook besef, ek en jy kan nie gaan waar hy is nie, toe kom hy waar ons is. Wow. Baie dankie dat jy vanmôre die tyd uitgekoop het om saam met my bietjie te kuier rondom die woord van die Here. Moet nooit toelaat dat die hoeveelheid mense wat teenwoordig is jou beïnvloed nie. Ja, amen. Want dan gaan jy mis dit wat God dalk vir jou wil sê. Amen. Jy weet, so ek wil jy met jou Bybel volgens saam met my oopmaak by die evangelie volgens Matteus. Daar is nie 'n evangelie van Matteus nie. Asof nie 'n evangelie van Lukas nie. Dis volgens Matteus. En volgens Lukas. Nou ons tema vir hierdie paar dienste is hoop. Ek wil jy met saam met my staan, as jy kan, jy uit respek vir my nie, maar uit respek vir die woord. Dan gaan ons lees daar uit Matteus 27, vanaf vers 42. As jy nie weet waar Matteus 27 is in die Bybel. Matteus 27 en vers 42, hoor mooi. Ander het hy verlos, homself kan hy nie verlos nie. As hy die koning van Israel is, laat hom nou van die kruis afkom en ons sal in hom glo. Hy het op God vertrou, laat hy hom nou verlos as hy behaag in hom het, want hy het gesê, ek is die seun van God. En op dieselfde manier het die rowers wat saam met hom gekruisig was, hom ook beledig. En van die 6de uur af het daar duisternis gekom oor die hele aarde tot die 9de uur toe. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het U my verlaat? En sommige van die wat daar staan, hoor dit en sê, hy roep Elia. Toe hardloop daar dadelik een van hulle en neem 'n spons en maak dit vol asyn en sit dit op die riet en laat hom drink. Maar die ander sê, wag, laat ons sien of Elia kom om hom te verlos. Daarop het Jesus weer met 'n groot stem geroep en die Gees gegee. Jy kan die sitplekke inneem en asseblief nie jou Bybel toemaak nie. Ons teksvers is Matteus 27, vers 46. En omtrent die 9de uur het Jesus met 'n groot stem geroep en gesê, Eli, Eli, lama sabachthani, dit is my God, waarom het U my verlaat? Vers 50 sê vir ons, hy het nog 'n keer uitgeroep. En alhoewel die evangelis nie vir jou en my te kenne gee, wat het hy die tweede
keer uitgeroep voor hy sy gees gegee het nie, glo ek, onthou dis Johan se opinie, glo ek, hy het presies dieselfde uitgeroep as wat hy in vers 46 uitgeroep het. Eli, Eli, lama sabachthani, my God, waarom het U my verlaat? Die engel sê, my God, why have thou forsaken me? En dan kom die Amplified Bible en hy brei so 'n bietjie meer uit op daai uitroep. En dis wat die Amplified Bible sê, why have thou forsaken me? Why have thou abandoned me and left me helpless in my hour of need? Laat hy uitroep vanoggend net so 'n bietjie by jou insink, want kom ons wees maar eerlik met mekaar, kinders van die Here. Ons lees baie keer net oor goeders in die Bybel, omdat ons dit al so baie gehoor het. As jy nie wil sê amen, kan jy maar sê einde, as jy wil sê einde, dan skik met hulle welkom. Jy weet, ons raak so vertroud. Vat byvoorbeeld Psalm 23. Hoeveel keer het jy al in jou lewe Psalm 23 gehoor? Hoeveel keer het jy dalk al in jou lewe self Psalm 23 gelees, dat die woorde van 'n Dawid wat sê, die Here is my herder, hoor mooi, niks sal my ontbreek. Maar ons lees net oor dit. Ons raak nie eers meer opgewonde oor die feit dat God is nie 'n aannemer van persoon nie. En as Dawid dit dan kom bely, dan kan ek en jy as kind van God dit ook mos bely. Amen. Mag jy opgewonde en skielik tot groot vreugde. Thank you, Lord. Die titel van vanoggend se boodskap is nou juis die uitroep van die Here Jesus. My God, waarom het U my verlaat? En ek wil hê jy moet jou probeer inleef, as dit enigstens moontlik is, in daardie oomblik waarin die Here Jesus hierdie woorde geuiter het. Want jy sien, ons as kinders van die Here, ons is partykeer geneig om sekere dinge te vergeet. En een van die dinge wat ons geneig is om te vergeet is, dat toe hy op hierdie aarde was hy mens. Hy was vlees en bloed, soos wat ek en jy vlees en bloed is. Dis hoekom hy vir die mens 'n hoëpriester kon word, wat met sy swakhede medelee het. Dis hoekom hy 'n hoëpriester kon word, wat vir jou en my voortdurend intree, want elke ding, elke versoeking waardeur ek en jy versoek word, hy het daai selfde versoeking in die oog gestaar. Elke beproewing het hy, dis hoekom hy met jou en my kan vereenselwig. Hy was mens, soos wat ek en jy mens was. Amen. En nog steeds is. Die sien kinders van die Here, die 4 evangeliste, Matteus, Markus, Lukas en Johannes, elke een van hulle bring vir jou en vir my 'n baie unieke openbaring aangaande Jesus Christus. Maar daar is 'n gemeenskaplike openbaring wat hulle al 4 omtrent hom aan jou en my voor. En dit is Jesus, die seun van die mens, en Jesus, die seun van God. Amen. En ons maak baie keer die fout
dat ons nie die onderskeid maak tussen die twee nie. En dan sal ons byvoorbeeld sê, maar dit was vir hom maklik om al die wonderwerke te doen wat hy gedoen het, want hy was God. Maar hy het dit nie as God gedoen nie. Amen. Hy het dit as Jesus, die seun van die mens gedoen. En toe hy na die kruis van Golgotha gegaan het, het hy nie as Jesus, die seun van God, aan die kruishout gesterf nie. Amen. Want God kan nie sterf nie. Ja, amen. Toe hy aan die kruishout vasgespijker is hy vasgespijker as Jesus, die seun van die mens. En in sy uitroep, my God, waarom het U my verlaat? Is dit belangrik dat ek en jy moet onthou, dat God kan nie sterf nie, en God kan nie God verlaat nie. Amen. Amen. En is die seun van die mens, vlees en bloed, soos wat ek en jy vlees en bloed is, hang hy aan daardie kruishout, en die oomblik toe hy namens jou en my sonde word, sodat ons deur hom die geregtigheid van God kan word, as ons gelowig tot God bekeer, deur Jesus Christus aan te neem, as ons persoonlike verlosser en saligmaker. In daardie oomblik ervaar hy een van die mees eensaamste ervarings wat die mens ooit kan ervaar, waar hy as mens deur God verlaat is, waar die Vader en die Heilige Gees hulle rug op hom as die seun van die mens draai, omdat hulle nie die sonde wil aanskou nie. Ek wil vir jou vanmôre sê, ek glo nie Jesus is die enigste een wat albei so uitgeroep het nie. Miskien wil ons dit nie vanmôre erken nie, en miskien het ons nie dieselfde woorde gebruik nie. Maar baie van ons wat vanmôre hier sit, en selfs hulle wat agterna op YouTube na hierdie boodskap gaan luister, sal kan erken, dat ons was al in oomblikke, ons was al in situasies, waar ons werklik gevoel het, maar weet jy, nou het God my verlaat. Amen. Waar? Jy was so eensaam in daai oomblik. Jy was so oorweldig deur die omstandighede of die situasie, dat jy werklik gevoel het, en ek beklemtoon Christus die gevoel kan, dat God my verlaat het. Ek sê baie keer vir mense, jy moet verstaan, gevoel is nie reg of verkeerd nie. Maar jy moet baie versigtig wees vir gevoel. Want gevoel is die mees misleidendste emosie wat ek en jy in ons lewe kan hê. Die probleem is, ons kan nie gevoel ontken nie. Jy weet, mense kom partykeer na my toe, dan vra hulle vir my, of hulle sal vir my sê, weet jy, ek voel, dan sê ek, wil jy weet hoe ek voel? Met my hande. Want die oomblik wanneer jy jou laat lei deur die emosie van ek voel, is jou baie gevaarlike gebied. Want hoe langer jy jouself toelaat om gelei te word deur daardie gevoel, word daardie gevoel later op jou geloof. Amen. En soos wat die Here Jesus in daardie oomblik uitgeroep het en gevra het, my God, waarom het U my verlaat? Why hast thou abandoned me? Why hast thou left me helpless in my
want dit is presies hoe jy voel. Jy voel so hopeloos. Jy het jou arms, maar dit voel asof jou arms afgekap is. Is hier die wesenlike verskil. Dat terwyl die Here Jesus as die seun van die mens in daardie oomblik, toe hy namens jou en my sonde geword het, terwyl hy regtig deur God die Vader en God die Heilige Gees geabandon is, want onthou, God kan nie God verlaat nie. Maar as die seun van die mens, toe hy in daardie oomblik geabandon is, was hy werklik verlaat. Maar ek en jy, ongeag hoe ons voel, ons word nooit deur God verlaat. Amen. Ons word nooit deur God verlaat. En die skrif gaan dit vanmôre vir jou en vir my bevestig. Halleluja. Dit is een van die bitter min beloftes wat ek en jy as kind van God in die Nuwe Testament het, waarop ons kan staan. Met 'n absolute sekerheid, onwankelbaar kan ek en jy aan dit vashou, dat terwyl my omstandighede oorweldigend is, terwyl die situasie vir my heeltemal te groot is en dies meer, en ek voel, maar ek is nie net van mens verlaat nie, ek is ook van God verlaat. Kom die woord van die Here deur die skrywer van Hebreërs en sê, jy kan uitroep van die môre tot die aand, my God, waarom het jy my verlaat? En jy kan op grond van jou gevoel die leuen bly glo dat ek jou verlaat het, maar my woord staan vas. Amen. Kom ons gaan na Hebreërs 13 toe asseblief. Hebreërs 13. Jy weet in die Engels word dit mos genoem Hebrews. En toe die vrouens dit begin agterkom, toe sê hulle vir hulle mans, ek maak nie meer die koffie nie. Want die Bybel sê nie Hebrews en sê Hebrews. Hebreërs 13 en vers 5, hoor mooi. Julle gedrag moet vry van geldgierigheid wees. Ek wil net gou eers daar stop. Hoor mooi wat hy sê. Hy sê nie jou gedrag moet vry van geld wees. Weet jy, as ek kinders van die Here net kan kry om hierdie waarheid te sien. Niemand gaan my oortuig, armoede is 'n seën. Jy gaan my nie oortuig. Jy gaan jou asem los. Want dit is teenstrydig van die God wie hy is. Amen. God se hart vir jou en vir my is nie net 'n lewe van genoeg nie, is 'n lewe van oorgenoeg. Dis hoekom hy vir jou in Psalm 37 vers 4 sê, as ek en jy ons verlustig, as ons verbly, as ons verheug in die Here, sal hy jou gee die begeerte van jou hart. Amen. Maar hy sê, laat jou gedrag vry van geldgierigheid wees. Ek het vir jou slegte nuus. Selfs binne in die kerk is daar mense wat die Here Jesus Christus bely as hulle persoonlike verlosser en saligmaker, maar hulle lewe word gedryf deur geldgierigheid. Waar? Is dit nie vir jou interessant dat
in die bergpredikasie, ons ken mos die bergpredikasie, Matteus 5, 6 en 7, sê die Here Jesus nooit, jy kan nie God en die duiwel dien. Yes. Amen. Hy sê jy kan nie God en mammon dien nie. Amen. U sien, my en jou as kind van die Here se vyand, is nie so seer die duiwel nie. Ja. Hy's klaar oorwin. Amen. Ag julle opgewonde is nie meer. Hy's klaar oorwin. Amen. En ons sit saam met Jesus waar in hemelse plekke. Amen. En vandaar, dis my en jou plek van autoriteit. Ons posisie van autoriteit is in Christus. En Jesus is gesetel in die derde hemel. Die tweede hemel is die geestesdimensie van die demoniese ryk. So die tweede hemel is onder die derde hemel. So waar is die duiwel? Onder Jesus, onder ons. Onder Dis ons. hoekom ons kan sing, he's under my feet, he's under my feet, Satan is under my feet. My en jou vyand is geldgierigheid. Yes. Niks van om geld hê. Halleluja. Ek het dit al in hierdie gemeente gesê en in hoeveel gemeentes in my lewe. As jy 'n probleem het met geld, steek jou hand op, ek kom al dit weer. Ek weet wat om dit te doen. Maar laat jou gedrag vry wees van geldgierigheid. Dan gaan hy aan en hy sê, wees tevrede met wat julle het. Here help ons. Ja, amen. Amen. Ons kan daarom klaar. Nou nie in Oranje nie, net daar in Bloemfontein. Ons as mens, dis hoekom die woord van die Here gee vir jou 'n opdrag. Hy sê nie Jesus gaan jou hart bewaar nie. Hy sê ons kom jou. Gaan dit wees nie. Yes. Die Bybel sê nie Jesus gaan jou hart bewaar nie. Deur Salomo kom die Here en hy vra, hy sê my seun en ek sit my dogter by. Hy sê gee my jou hart. Interessant, hy vra nie vir jou lewe nie. Want jy sê jy kan vir iemand jou lewe gee sonder dat hulle jou hart besit. Maar jy kan nooit vir iemand jou hart gee sonder dat hulle jou lewe besit. Nou kom die woord van die Here deur Salomo in verskeie aan. Hy sê dis my en jou verantwoordelikheid om ons hart te bewaar. Want daaruit is die oorspronge van die lewe. Amen. Hoe wil jy weet wat is in jou hart? Luister na jou mond. Luister, want uit die oorvloed van die hart spreek die mond. Dit wat jou en my hart van vol is, as dit onvergenoegdheid is, as dit ontevredenheid is, as dit ongelukkigheid is, as dit bitterheid is, dit gaan die hele tyd uit jou mond uitkom. Hy sê wees tevrede met alles wat jy het. Weet jy, as ek in Amerika bedien, dit is so. Ons kan nou maar ons toys in die kot uitgooi. Amerika is 'n land van oorvloed. Hier's die gevaar van om heeltyd in oorvloed te lewe. Dit word jou standaard. En omdat dit jou standaard is, jy raak om later by 'n plek van ontevredenheid, want jy soek altyd meer. Jy soek altyd meer. Wees tevrede met wat jy het. Jy mag dalk nie in die oë van jouself of ander in die mooiste huis bly, maar jy het 'n huis. En jy mag dalk nie name-brand klere dra, maar my mag is nie klere.
En jy mag dalk nie elke aand 'n stuk steak kan eet nie, maar dank God vir wat jy kan eet. Wees tevrede. Ek sê baie keer vir mense, as jy nie dankbaar kan wees vir 'n druppel, weet jy, dan kan God jou elke dag 'n emmer vol gee, jy sal nie dankbaar wees. Dis waar. Jy sal nooit tevrede, jy wil altyd meer hê, altyd meer hê, altyd meer hê. Dis soos die ou en die vrou wie se hart vasgevang is deur 'n liefde vir geld. Omdat die Bybel sê nie geld is sonde nie. Hy sê die liefde vir geld. Daai persoon is al wat hy dryf, net soos iemand wat altyd ontevrede is. Hulle murmureer, hulle kla. Yesterday, want hulle laat die klaagliedere van Jeremia soos psalms klink. Wees tevrede, mense. En nou gaan hy aan, hoor mooi. Hoekom wil ek hê jy jou gedrag moet vry wees van geldgierigheid? Hoekom wil ek hê jy moet tevrede wees met alles wat jy het? Hier kom die belofte wat ek vir julle gesê het, is vir jou en vir my opgeskrywe. 'n Belofte waarin ek en jy God kan herinner, ongeag hoe oorweldigend ons omstandighede is, ongeag hoe desperaat ons is in ons uitroep, my God, waarom het jy my verlaat? Omdat jy jou laat lei deur jou gevoel. Here, hoekom? Why have you left me helpless in my hour of need? En dan kom hy en hy sê, wat? Ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat. Amen. Sê julle Bybel net nie ook nie. Amen. Ek sal jou nooit begewe. Het jy geweet dat die woordjie nooit behoort nie in die woordeskat van die mens nie? Ons gebruik die woordjie nooit baie ligtelik. Maar die woordjie nooit is 'n eed. Every time that you use the word never, elke keer is jy besig om my eed af te neem. Ek sal dit nooit doen nie. Net om dit môre te gaan doen. Ek sal dit nooit sê. Net om dit môre te gaan sê. Die woordjie nooit behoort net in die woordeskat van die mens. Ek gaan in die woordeskat van God. Want dit is net God wat kan sê, ek sal nooit nie. Ek wil jy moet vanmôre dink, en ek wil jy moet eerlik wees met jouself. Hoeveel keer het ek en jy nie al op mense uitgeroep? Vir wie ons gesê, jy kan op my knoppie druk, man. O, Johan sal daar vir jou wees. Jy kan op my staat maak. En dan wanneer daar die persoon kom, dan antwoord nie eers die telefoon nie. En dis meer, wat is reg woord? It's more so in the church than anywhere else. Jy vind dit meer onder hulle wat die Here bely, as onder die wêreld. Gaan sit maar so 'n bietjie, julle nou nie van hulle hier nie, maar gaan sit so 'n bietjie en praat met van die ridders van die groot pad. Dan leer jy wat dit beteken en altyd op die staan maak. Maar God sê, ek sal jou nooit begewe. Ek sal jou nooit verlaat. Ons is 'n wyse van spraak by ons. Dan kom ons dan sê ons, ek het 'n probleem. Dis nou net 'n ander woord om my situasie of die omstandighede waarin ek my bevind te beskryf. Maar enige een van julle al ooit die woordjie probleem in die Bybel gelees? Kyk, daar's 'n vrou, sy weet alles. Julle kan selfs vir haar gaan vra, anti-Google. En vra vir anti-Google,
Jy soek die woordjie probleem in die Bybel, jy gaan hom nie kry nie. Want die woordjie probleem bestaan net in die woordeskat van die mens, maar nie in die woordeskat van God nie. Want wat ek en jy sien as hierdie oorweldigende situasie, of wat ook al, wat meebring dat ek voel, maar weet jy, dis nie net mense wat my verlaat het nie, maar tot God het my verlaat, sê God, jou situasie is my geleentheid. Amen. Jou omstandighede is my geleentheid. Ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat nie. Nou as God my nooit sal begewe en as God my dan nooit sal verlaat nie, kan ek as kind van die Here, kan ek tot God nader? Amen. Kan ek? Is jy seker? Yes. Is jy 100% seker? Yes. Nou wat gaan julle sê as ek vir julle sê ek is 100% seker jy kan nie? Nou weet ek wat die skrif van Andre nou probeer lees, en ek wil jy moet dit lees. Hy gaan nou Jakobus 4 vers 8 lees. Mag julle Bybel oop by Jakobus 4 vers 8. James chapter 4 and verse 8. Jy sien ons is so geneig om net halfpad te lees. Nou begin Jakobus en hy sê nader tot God en hy sal tot julle nader. Dan is daar stopteken. Is dit jou Bybel ook so? Ja. Lees nou die res, want onthou toe die Bybel oorspronklik geskrywe was daar nie leestekens. So kom ons kyk aan wie skryf Jakobus. Sondaars. As jy dit weet, Die sondaars. hy skryf aan sondaars, mense wie nog nie hulle gelowig tot God bekeer het, deur Jesus Christus aan te neem as hulle persoonlike verlosser en saligmaker nie. Ag, kan ek maar net gou so 'n bietjie teruggaan na voor ek die woord van die Here bedien het? Wat het ek vir jou gesê? Ou Testamenties was God oor 'n individu. Nuwe Testamenties woon God in. Amen. Nou as God hierin woon, hoe kan hy nader aan jou kom? Hoe kan jy nader aan ons? Dis waar. Dis waar. Hy's reeds binne in jou. Dis hoekom ek dit gisteraand ook gesê, as ons net kan verstaan wie is hy, wie in ons woon. Is sondaar iemand wat nog nie ongelowig tot God is. Hy nader tot God deur die oortuiging van die Heilige Gees. Dan bekeer hy hom tot God deur sy hart en sy lewe vir God te gee. Die oomblik as hy wederbaar word, kom God hier inwoon, dan nader hy nie meer. Amen. Nou groei ek en jy in intimiteit, in verhouding met die een wat inwoon. Sien, ons moet net die boek lees, mense. Ons moet net die boek lees. Maar ons gaan stop by die stoptekens. En daarom, weet jy, daar's kinders van die Here. Ou boete, hulle gaan op 40 dae vas. Want Here, ek wil nader aan U kom. Ek wil nader aan U kom. Na 40 dae van vas en honger kry en beseer, en nou wil hulle bees opeet, voel hy nog steeds net so ver van God af, as wat hy was voor hom, omdat hy nie verstaan, God woon in hom nie. My God, waarom jy my verlaat? Hy sê, ek wil nie verlaat nie. Want as God jou verlaat het, beteken dit God woon buitekant jou. Hy sê, laat jou gedrag by van geldgierigheid wees,
wees tevrede met alles wat jy het. Hoekom? Want ek sal jou nooit begewe en ek sal jou nooit verlaat. Kom ons gaan aan vers 5. Daarom kan ons met alle wat vrymoedigheid sê. Wat kan ons sê? Die Here is my helper. Ek sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens my doen? Amen. Maar as God dan nie inwoon nie, hoe kan hy my helper wees? Ja. Jy sien kinders van die Here, daai woordjie helper in die Grieks is die woordjie boetos. En jy moet nou maar verskoon, ek het geen ander manier om my vir jou te verduidelik as haal in die Engels. The word boetos describe God poised and ready to rush to the relief of his oppressed children when they cry for his help. Want in jou omstandigheid, soos die Here Jesus in daar toe voor hy sy laaste asem uitgeblaas, uitgeroep het en gesê, my God, waarom het U my verlaat? En dit vir jou in daai omstandighede voel, is die inwonende God, omdat jy gaan op jou emosies van gevoel, voel dit vir jou, maar hierdie inwonende God het jou nou verlaat, maar eintlik het hy jou nie verlaat nie, want hy woon in, wat wel gebeur het, jou emosies laat hom voel, hy is passief. Nou sê hy, ek staan gereed om jou tot hulp te kom, maar vir jou en vir my om jou te help, moet jy jou mond oopmaak. Here, ek het U hulp nodig. Amen. Wow, what a great God. What a great God. En yes, dat die kinders van die Here. Kom ons gaan na Jesaja 41 toe. My God, waarom het jy my verlaat? Jesaja 41 vers 10. Halleluja. Halleluja, dankie Here. Geniet U die woord. Jesaja 41 vers 10, sien daar. Hoor mooi. Waarmee het in Hebreërs 13 vers 6 geëindig? Ek sal nie vrees nie. Waarmee begin Jesaja 41 vers 10? Wees nie bevrees nie. Wow. Wees nie angstig nie. Wees nie benoud nie. Wees nie onseker in jou situasie of jou omstandighede. Hoekom nie? Want ek is met jou. Wat sê Hebreërs? Ek is jou helper. Mense gaan jou begewe. Mense gaan jou verlaat. Maak vrede met dit. Mense gaan jou teleurstel. Jy het mense begewe. Jy het mense verlaat. Jy het mense teleur. Hoeveel keer het jy miskien al gehad wees? Ek het nooit gedink jy sal so iets doen nie. Ja. Hoe ek ook nie. Maar ek het. Kan jy my asseblief vergewe? Maar God sê, moenie bevrees wees nie, want ek is met jou. Amen. Kyk nie angstig rond nie. Amen. Want ek gaan jou God word. Dis mos wat jy in die Bybel sê.
Hoekom sê niemand van julle ek is verkeerd? Ek is, dis teenswoordige tyd, mense. Maar dis net hy wie hom gelowig tot God bekeer het, deur die Here Jesus Christus aan te neem as sy persoonlike verlosser en saligmaker, wat wederbaar is deur die Gees van God, wat kan sê ek is kind van die Here, en God sê ek is met jou. Waar jy gaan? Jy gaan dalk na diens gou vanmôre 'n lekker koppie tee geniet saam met daai beskuit en die smeer. Hy gaan hom saam met jou geniet. Amen. Het hy die tee nodig? Nee. Het hy die beskuit nodig? Nee. Maar waar is hy? Hy is in jou. As ek in die stort klim, maar as ek klaar gaan draf, ek kyk as ek gaan draf, ek maak nou nie soos Christo en Karen, en kyk met 'n hardloop en dan plan. Daar was 'n tyd toe ek dit gedoen het. Ek hardloop so 10 tree en dan loop ek 20. Dan begin ek begin nou blaas. Hulle blaas nie. Hulle word nie moeg nie, maar saam met my. Dan kom ek daar by die huis, nou gaan ek op die stort klim. Ek is nogal baie nie van 'n koue stort. Dan klim hulle saam met my en hulle die stort nodig nie, maar waar is hy? As die Here wil, maandagoggend vat ek die pad. Ek bid nie Psalm 91 nie, want Psalm 91 is Ou Testamenties. Maar ek sê vir hom, Here, dankie, dat U engele bevel gee aangaande hierdie voertuig. Hoor mooi, om ons, wie is die ons? Ek, die Vader, die Seun en die Heilige Gees, te beskerm dat geen kwaad ons kan doen. Here, dankie dat U vandag U skepping gaan bewonder deur my oë. Dis verhouding. Dis verhouding. En daarom moet ek en jy let op wat ons sê, moet ons let op wat ons doen, moet ons let waarop ons gaan, want waar jy gaan, waar jy is, ek is met jou. Hoor mooi, ek versterk jou. Wat het hy gesê in Hebreërs? Ek is jou helper. Ek versterk jou, ook help ek jou. Sê Jeremia, die profeet Jeremia wat vir ons sê, vervloek is die man wat op die arm van die vlees vertrou. Wie sy vertroue in 'n mens is. En Jesus, ons val so maklik in daai struik. Dat ons vertroue in 'n mens sit. Dat ons, ja nee, ek hoef nie bekommerd nie. Hulle gaan hulle woord eer, hulle gaan. Hy sê, maar die man of die vrou, wie se vertroue in die Here is soos 'n boom wat geplant is by waterstroom. Wat sy vrugte gee op sy tyd, want sy blare nooit verwelk nie. Maar alles wat hy doen, voel hy voorspoedig. Amen. Kom ons sluit af. My God, waarom het jy my verlaat? Why have you forsaken me? Why have you abandoned me? Why have you left me helpless in my hour of need? En dit terwyl die Here Jesus as die Seun van die mens werklik verlaat was. As ek en jy as kind van God nooit verlaat. Amen. En daarom kom hy met hierdie laaste woorde in Jesaja 41 vers 10, waar hy sê, ek ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. Amen. Thank you, Lord. Ek weet nie hoeveel u van al daarna opgelet het of ag geslaan het op dit nie.
Daar's bitter min dinge wat uit die linkerhand van God uitkom. Ja, ja. Amen. Als regterhand. Dank u, Lord. Dit laat my dink dat die oordeel, dis my opinie hoor, die oordeel van die Here vloei uit sy linkerhand uit. Ja. Maar seën aldaai is ook om ons vir mekaar die regterhand van gemeenskap, the right hand of fellowship gee. Dis hoekom jy 'n trouring aan die regterhand sit. Nee, hoekom nie? Bruce, ja. God sê, ek ondersteun jou. Ek ondersteun jou met my reddende regterhand. Wow. Amen. En daarom wil ek jou aanmoedig vanmôre, kind van die Here. Hou op om op jou gevoel te werk. Amen. Thank you, Lord. Moenie kyk na die omstandighede nie. Ek het gewoonlik op 'n maandag, ek het so 'n paar mensies op WhatsApp van wie ek 'n dagstukkie uitstuur. En ek het in die begin van die jaar begin met die wedloop van geloof. Hebreërs 12. Waar die skrywer van die boek Hebreërs sê, terwyl julle so groot wolk van getuies rondom jou het, verwys na almal in hoofstuk 11. Ja. Abraham en al daai tipe dinge. Hy sê, laat julle elke las, hy woordjie las is sonde, en die sonde wat julle so maklik omring, aflê. En dat jy met volharding hierdie wedloop hardloop, nooit jou oog op 'n mens sit nie. Amen. Mense, dit maak nie saak, hoor my vandag. Daar is wonderlike kinders van die Here daar buitekant. Daar is wonderlike predikers, regtig waar, in Suid-Afrika, in Amerika, oor die wêreld, manne en vroue, wat nie so bietjie meer gesalfd is as jy nie. Ja. Maar hulle vervul dit waarvoor die Here hulle geroep het. En ons val so maklik in daai struik, dat ons die aanhanger van 'n mens word. Ons word hulle volgelinge. Ek is so dankbaar teenoor die Here. En ek is regtig. Ek is dankbaar teenoor die Here vir oor die 30 jaar wat ek in die wat ons nou praat voltyds so bedien, oor die 20 jaar wat ek. En deur die jare heen het ek mooi verhoudings gevestig. Maar ek is so dankbaar teenoor die Here, ek het nie volgelinge. Ja, ek het mense wat die bediening volg en ek het mense wat die bediening ondersteun. Maar as ek volgelinge gehad het in hierdie omgewing, het ek vanmôre hierdie plek uitgepak. Maar weet jy, as ek maandag hier wegry, dan gaan al my volgelinge weer almal weg. Ja. Pas op. As julle my sal verdra, hoe baie mense het die pad byster geraak toe Jimmy Swaggart gestruikel het. Ja. Omdat hulle vergeet het, hy's net 'n mens, soos ek en jy. Ja. Hoeveel mense, ek kyk nou die dag, ek het nie geweet, hierdie man en sy vrou is uitmekaar het, 'n welbekende prediker in Suid-Afrika, en my broer kontak my, en hy vra vir my, ek sê, nie weet jy, ek het dit gehoor, hy sê, hulle trek hierdie ou uitmekaar op Facebook, en ek besluit ek gaan kyk, en ek kyk wat kinders van die Here, en ek kyk wat predikers omtrent hierdie man skryf, en ek besluit ek gaan reageer, en ek sê, ek dank die Here,
Ek is nie in enige van hierdie pastore of predikers se gemeentes nie. Want by hulle sal jy geen liefde, geen genade of restaurasie vind as jy struikel. Ja, is so. Dis hoekom in hierdie wedloop van geloof sê hy, met jou oog gefestig op Jesus Christus, die leidsman en volender van jou. Amen. Halleluja. Dis waar my en jou oor gerig moet wees, mense. Haal dit af van jou omstandighede af. Haal dit af van jou situasie. Hierdie goedes het 'n geneigtheid, hy begin groei op jou. Hoe langer jy op hom fokus, begin hierdie goedes te groei. Weet vanmôre, stap hier uit vandag met hierdie blye versekering. Amen. Thank you, Lord. God begewe jou nooit Amen. en God verlaat nie. Amen. Dis nie ek wat dit gesê het nie. Yes. Dis hy wat dit gesê het. Amen. Thank you, Lord. En as ek dit nie kan glo nie, kan ek nie Johannes 3 vers 16 glo. Thank you, Lord. Is so. So wat dit ook al vandag mag wees, weet, soos wat ek gisteraand gesê het, daar's hoop in 'n hopelose situasie. So wil ek vanmôre jy moet weet, dat God begeer jou nie, God verlaat jou nie, met jou net nooit deur die emosie van gevoel laat lei. Amen. Thank you, Lord. Paulus sê, hy sê ek leef nie deur wat ek sien nie, Yes. ek leef deur geloof Amen. in Jesus naam. Amen. Thank you. Amen en amen. Elke woord gebuig, elke woord gesluit. Thank you, Jesus. Halleluja. Thank you, Lord. Halleluja. Thank you, Lord. O, ons loof U, Here. Ag, ek wonder, wil jy nie net daar waar jy sit, net so 'n bietjie staan, en wil jy hom nie net 'n bietjie begin loof nie? Wil jy nie net vir hom 'n bietjie begin sê, dankie, Here. Dankie dat U inwoon in my hart en in my lewe. Dankie dat my liggaam kom kinders van die Here. Staan daar 'n bietjie met die voete. Praat so 'n bietjie met die Here. O, ons loof U, Here. Al die lof. Al die lof aan U, Here. Ons verlustig ons in hierdie dag in die God vir ons verlossing. Kom praat so 'n bietjie met hom. Moenie na my luister nie, praat so 'n bietjie met my of môre so 'n bietjie jou stem. Dankie, Here. Dankie vir die versekering wat U ons vanmôre net weer opnuut kom gee uit U woord uit. Here, U is 'n betroubare God. U is 'n liefdevolle hemelse Vader. Here, U begewe ons nie. U verlaat ons nie. Maar Here, U is ons helper. U is ons helper. En as ons, wat ook al ons omstandighede mag wees, Here, as ons dit net vandag in U hand sal sit, Here. As ons dit net vir U sal gee, Here. O, en om in ons eie krag te probeer doen. Dankie, Here, dat ons nie hoef te vrees. Dankie dat ons nie hoef beangst te word, Here, maar dat ons op die sekerheid kan leef, my God. O, dankie, Here, U is betroubaar. Dankie, Here, U is getrou. Wat beteken jy dit diepe pligsbesef teenoor die seuns en teenoor U dogters, Here. Dankie dat ons kan weet, U wil dat dit met ons goed sal gaan. Gees, siel en liggaam. Aba Vader, Here, U ken ons harte. Elke boetie en sussie wat vanmôre in die tyd uitgekoop het om in hierdie onderlinge byeenkoms te wees. Here, daar's niks wat verborge is in ons lewe nie. Here, U is met alles bekend. Ons staan letterlik en figuurlik naak voor U, want U, Here, is die alwetende God. Ons, ek dank U vanmôre, Here, U ken hulle omstandighede. Maar U is groter
as die omstandighede, Here. U is groter as die situasie. En Here, dit wat hulle dalk sien as 'n probleem, sien U as 'n geleentheid, my God. Ek bid dat U hierdie geleentheid sal aangryp, Here, om U self te verheerlik in Jesus naam. U self te verheerlik, verander die omstandighede, Here. Verander die situasie. Here, net soos Habakuk gesê het in Habakuk hoofstuk 3. Here, revive your work once again. Laat U werk in ons lewe herleef in ons omstandighede, in ons situasies, sodat ons nie anders kan as om te sê, o, my God het dit gedoen. My God het dit gedoen. My God het dit gedoen. En word U verheerlik, Here, in Jesus se lieflike naam. En al die kinders van die Here sê, Amen.